Goeienaand, dit is Loot Jooste wat met u praat vanuit 'n nat Bloemfontein. Baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ek het om ook weer vanaand die boodskap wat die Heilige Gees op my hart gelê het met u te kan deel. Ons skriflesing vind u vanaand in Johannes 3 vers 1 tot 8. Ons skriflesing, sê ek weer, vind ons in Johannes 3 vers 1 tot 8. Daar was 'n man uit die geleerdere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier onder die Jode. Hy het een nag na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leraar van God, as 'n leraar van God afgekom het. Niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie met hom is nie." Jesus het daarop gereageer: "Ek verseker jou, as iemand nie nog 'n keer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus vra toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n bejaarde is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy ma se skoot gaan en gebore word nie?" Jesus het geantwoord: "Nikodemus, ek verseker jou, as iemand nie uit water en deur die Heilige Gees gebore word nie, kan hy so nimmer as te nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Wat uit die menslike liggaam gebore is gees, en wat uit die Heilige Gees gebore word, is gees. Moenie verwonderd wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy suising, maar jy weet nie waar vandaan hy kom nie, en waarheen hy op pad is nie. So is dit met elkeen wat uit die Heilige Gees gebore is." Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het, om ook in hierdie dag rondom u woord te kan vergader. Dankie Here dat ons deur die kragtige werk van die Heilige Gees 'n boodskap kan kry, wat ons almal raak, en waarby ons almal kan leer, en waarby ons almal net meer heilig kan word, as ons dit aanvaar, in ons groei na hemelse heerlikheid toe, Here. Asseblief, liewe Here, praat met ons deur die Gees, praat met my, sodat ek ook die Gees se stem kan hoor, en die regte woorde kan spreek, wat u graag wil hê ek moet spreek, maar dat almal sal hoor wat u wil hê gered moet word, tot eer en verheerliking van u naam. Ek bid dit in Jesus se naam, amen. Ons het verlede week afgesluit met die laaste gedeeltes oor die invloed van sonde op die mens. Die afgelope 2 weke het ons na 4 aspekte gekyk wat die invloed van sonde op die mens het, naamlik: elke mens is verantwoordelik om die straf te dra vir sy eie sonde. Jy kan nie die blaam verskuif na iemand anders vir jou sonde nie. Die pa sal nie betaal vir die seun se sonde nie, en die seun sal nie betaal vir die pa se sonde nie. God eis rekenskap van jou vir jou sonde. As gevolg van jou sonde is jy onderwerp aan die ewige dood in die helse vuur. Ons kan nie ons eie sonde versoen nie. Ons het 'n middelaar nodig om ons met God te versoen. Vandag gaan ons aan met die volgende gedeelte oor die mens en sonde, naamlik die vraag: wat moet ek doen met my sondes? My gereelde luisteraars ken al die antwoord, maar ons gaan 'n bietjie meer in diepte in oor wat ons te doen staan met sonde. Eintlik is die antwoord dood eenvoudig. Ons kry dit uit die mond van ons Here Jesus Christus self. Die groot oorkoepelende antwoord lê in die gesprek tussen Jesus Christus en die Joodse wetsgeleerde Nikodemus. Ons vind die antwoord wat Jesus vir Nikodemus en vir ons vandag in die 21ste eeu gee in ons geleesde gedeelte, Johannes 3 vers 1 tot 8. Niemand, ek sê weer, niemand kan die ewige lewe beerwe en God se koninkryk ingaan sonder wedergeboorte nie. Wedergeboorte is nie maar net iets wat gebeur as ek so voel nie. Nee, tot in alle ewigheid nee. Dit het alles te doen met die werking van die Heilige Gees. Johannes 3 vers 5. Jesus het geantwoord: Ek verseker jou,
As iemand nie uit water, dit is die normale vrugwatergeboorte uit 'n vrou, en die Gees, die werking van die Heilige Gees, gebore word nie, kan hy so nimmer as te nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Die antwoord dus op die vraag, wat moet ek doen met my sonde, is dood eenvoudig. Jy moet uit water en die Heilige Gees gebore word. Ons is almal reeds uit water gebore, die vrugwater gebore. Nou lê die probleem vir ons by, ons moet ook uit die Heilige Gees gebore word. Dit is hoekom Jesus sê, ons moet nie verwonderd wees as hy sê ons moet van bo, dit wil sê met die werking van die Heilige Gees ook gebore word nie. Wedergeboorte is 'n godgroote hemelse aksie deur die werking van die Heilige Gees. Jesus het gesê dat ons nie die werk van die Heilige Gees kan beheer nie. Die wind waai waar hy wil. Die Heilige Gees werk op maniere wat ons nie kan verstaan of voorspel nie. Geen een van ons het beheer gehad oor ons fisieke geboorte nie. Net so kan ons nie beheer uitoefen oor ons geestelike geboorte, ons wedergeboorte nie. Dit is 'n geskenk van God, wat hy deur die werking van die Heilige Gees aan ons gee. Romeine 8 vers 16. Want die Heilige Gees self bevestig teenoor ons gees dat ons God se kinders is. Wanneer die Heilige Gees tot ons sondaarslewens toetree, moet ons onder leiding van die Heilige Gees gehoorsaam wees aan sy stem. Ja, ek sê weer, wanneer die Heilige Gees tot ons sondaarlewens toetree, moet ons onder leiding van die Heilige Gees gehoorsaam wees aan sy stem. Ons kan nie wedergebore word sonder die leiding van die Heilige Gees nie. Indien ons die stem van die Heilige Gees ignoreer en aangaan met ons sondaarsbestaan, bedroef ons die Heilige Gees en sal die sondaar ondervind dat die stem van die Gees al hoe minder gehoor word. Daardie stemmetjie wat hier binne met jou praat, daardie stemmetjie wat vir jou waarsku dat dit verkeerd is. Die uiteinde daarvan is die doodse stilte van die Heilige Gees se stem en die helse vuurpoel waarin die volhardende sondaar met die laaste oordeel gewerp sal word. Wedergeboorte begin met die besef dat ek 'n verlore sondaar is op pad hel toe en dat ek 'n verlosser, Jesus die Christus, nodig het om my te red van die hel. Die Heilige Gees bring my tot hierdie besef. Die eerste stap wat ons moet neem wanneer ons die Heilige Gees se stem in ons lewens hoor, is die belydenis van ons sonde. Psalm 32 vers 5. Maar ek het my oortredings bely, my sonde nie weggesteek nie. Ek het gesê, ek bely my opstand teen die Here, en my sonde en oortredings het U vergewe. Om 'n mens se sonde te bely, is meer as net om te sê, jy is jammer. Dit beteken ook dat jy God voortaan met toewyding sal volg, en opreg begeer om deur hom gelei te word. Dit is goed om die ander persoon om vergifnis te vra as 'n mens iemand seer gemaak het. Dit bring 'n gevoel van bevryding. As God ons vergewe, vee hy as ware alles wat oor ons sonde geskryf staan uit en neem ons skuld weg. Dit is vir ons 'n bevryding. Sondebelydenis is egter 'n voorvereiste vir vergifnis. As ons sonde bely, moet ons ook die opregte voorneme hê om te verander. Ons kan nie net ons sonde bely en dieselfde persoon bly in ons sondige staat nie. Ek sê weer, as ons sonde bely, moet ons ook die opregte voorneme hê om te verander. 'n Mens wat in sy hart besluit het om maar net weer dieselfde sonde te doen, is nie opreg as hy dit bely nie. Spreuke 28 vers 13. Wie sy oortredinge verswyg, sal nie voorspoedig wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, permanent daarmee breek, sal genade ontvang. Sondebelydenis en bekering bring genade. Om jou sonde weg te steek, verander niks nie, en stel net die uiteindelike ontbloting daarvan uit. En dit ontsee jou in elk geval die genade wat moontlik is, as jy eerlik erken wat verkeerd is, en dan daarvan afstand doen. Dit is 'n universele geestelike beginsel.
iets waarop die hele Bybelse boodskap van God se genade gefundeer is. 1 Johannes 1 vers 9. As ons egter ons sondes bely, hy is regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Alle mense is van nature sondig en doen sonde. Wanneer ons in Christus ingeplant is en tot bekering kom, word ons sonde deur God vergewe op grond van wat Christus gedoen het. Nie ons goeie werke nie, nie die feit dat ons 'n goeie mens is nie, nee, 1000 maal nee. Alle mense is van nature sondig en doen sonde. Wanneer ons in Christus ingeplant is en tot bekering kom, word ons sondes deur God vergewe op grond van wat Christus gedoen het. Wat het Christus gedoen? Hy het volledig mens kom word, hy wat ook volledig God is. Hy het vir ons kom ly, hy het gesterwe aan die kruis op Golgotha, toe het hy vir ons sondes ten volle betaal. Hy is begrawe, maar hy het deur die wonderbaarlike kragte, bonatuurlike kragte van God, op die derde dag weer uit die dode opgestaan, as oorwinnaar oor die sonde, die bose en die sondes. Ons hou egter aan om sonde te doen, selfs na ons wedergeboorte, en daarom moet ons sondes voortdurend voor God bely. Ons doen dit nie om God se aanvaarding daardeur te wen nie, maar omdat ons sonde ons verhouding met God belemmer. Ons herinner God telkens aan wat Christus gedoen het. Baie mense vind dit moeilik om hulle sondes te erken, selfs al is dit net teenoor die Here. Ons hoef egter nie bang te wees om vir God van ons sondes te vertel nie, want hy weet alreeds van elke sonde in ons lewens. Hy sal ons nie verstoot nie, ongeag wat ons ook al doen. Nee, hy het ons reeds deur sy seun Jesus Christus aanvaar as sy eie. God haat die sonde, maar hy het die sondaar lief. Hoe lief het hy ons? Soveel so, dat hy sy enigste seun gestuur het, om terwille van ons sondes te kom sterf en te betaal daardeur vir ons sondes. Hy het ons kom loskoop met sy lewe. Die tweede stap is die bekering van sonde. Esegiel 18 vers 30 en 32. Ek gaan julle oordeel, Israel, sê God. Elkeen volgens sy eie optrede, sê die Here my God. Bekeer julle van al julle oortredings, sodat die sonde nie julle val bewerk nie. Dit is nie my wil, dat die mens moet sterf nie, sê die Here my God, maar dat hy hom moet bekeer en bly lewe. God beoordeel elke individu. Elke mens ontvang dit wat hy verdien. As die goddelose hom bekeer, sal hy lewe. As die gelowige in sonde verval, sal hy sterwe. Daarom sluit dit nie alleen met die beklemtoning dat die Here elkeen volgens sy eie optrede gaan oordeel nie, maar juis met 'n oproep tot bekering. Die ongelowige, die nominale Christen, die sondaar wat volhard in sy sondige lewenswyse. Hulle lewenswysens lei tot die dood, die ewige helse vuur. Die Here wil nie hê hulle moet verlore gaan nie. Soos wat hy in vers 31 en 32 sy hart teenoor Israel oopmaak, so maak hy ook vandag sy hart teenoor verlore sondaars oop, vir wie hy nog 'n kans wil gee. Laat vaar al julle oortredinge, kry 'n nuwe gesindheid, 'n nuwe gees. Waarom wil jy sterf, Israel? Dit is nie my wil dat die mens moet sterf nie, sê die Here, maar dat hy hom moet bekeer en bly lewe. Handelinge 3, vers 19 en 20. Kom tot inkeer en maak reg met God, sodat hy julle sondes sal uitwis. Dan sal die teenwoordigheid van die Here tye van oplewing tot gevolg hê, en hy sal Jesus julle Messias weer na julle toe stuur. God beloof nie net om ons sondes weg te was as ons berou het en tot inkeer kom nie, maar beloof ook om ons geestelik te verkwik. Vervolgens moet ons permanent breek met die sonde en ons sondige lewenstyl. Ter verduideliking net die volgende. Onder leiding van die Heilige Gees kom 'n persoon tot die sonde besef
en die feit dat hy verlosser, naamlik Jesus die Christus, nodig het. Hierdie persoon bely dan sy sondes voor God in diepe berou daaroor. Maar omdat ons mens is en geneigd is tot die sondes, doen ons môre weer sonde. Ons bely hierdie sonde voor God en bekeer weer, dit wil sê draai weer weg van die sonde. Die kruks van die saak lê by die permanent breek met jou sonde. Belydenis van sonde en bekering is 'n onophoudelike proses, maar jy kan nie volhou daarmee nie. God waarsku ons daarteen. Jy moet op 'n punt kom waar jy permanent breek met hierdie sonde wat jy so aan mekaar herhaal. In Galasiërs 5 vers 17 tot 21b. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees, maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die eendag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Heilige Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. Onthou, mense wat so lewe, sal nooit 'n plek kry in God se nuwe wêreld, die hemel nie. Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Moenie jouself mislei nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood, die hel as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van God ontvang. Belydenis en bekering beteken niks as jy nie ook permanent breek met jou sonde nie. Dit kos baie gebed en smeking vir die Heilige Gees se hulp daarmee. Jy kan dit uit jouself nie regkry om te breek met jou sonde nie. Jy moet die Heilige Gees smeek daarvoor om jou te help, om te breek met jou sondige lewenstyl. Jesaja 1 vers 16. Was julle self en word skoon. Moenie dat ek verder sien hoe boos julle optree nie. Sien af van julle verkeerde weë. Wat God hier verwag, is 'n totale lewensvernuwing. Was julle self en word skoon. Dit impliseer reiniging, die afwassing van sonde wat so aan jou vaskleef. Die reiniging impliseer aan die negatiewe kant dat 'n mens moet ophou om kwaad te doen. Jy moet permanent breek met die sonde in jou lewe. Aan die positiewe kant impliseer dit dat die sondaar weer moet leer om God te gehoorsaam. Om permanent te breek met die sonde beteken ook dat ons dit haat. 'n Mens breek nie met iets of iemand permanent as jy daarvan hou of liefhet nie. Nee, omdat jy die sonde haat, breek jy permanent daarmee. As jy beweer dat jy 'n wedergebore kind van God is en sê dat jy God liefhet, haat dan wat boos en verkeerd is. Psalm 97 vers 10. Julle wat die Here liefhet, haat dan wat boos is. Amos 5 vers 15a. Julle moet die bose haat en die goeie lief hê. Romeine 12 vers 9. Moenie vyns dat jy ander liefhet nie. Doen dit uit jou hart. Haat alles wat verkeerd is. Kies kant vir dit wat goed is. Gooi jou sonde permanent van jou af. Hebreërs 12 vers 1b. Kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag. Veral die sonde wat so maklik hou vas op 'n mens kry. Die Bybel sê ons moet aanhou veg teen die sonde. Efesiërs 6 vers 10 tot 13. Ten slotte, vind krag in julle verbondenheid aan die Here. Ja, in die krag van sy sterkte. Om staande te bly teen die listigheid van die duiwel, moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Want ons stryd is nie teen mense nie, maar teen bose regeerders en magshebbers, teen die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die hemelruimtes. Daarom moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Dan, wanneer die bose julle aanval, sal julle weerstand kan bied en na die hele geveg verby is, sal julle nog steeds vas staan. Hebreërs 12 vers 4.
Julle het in die geveg teen die sonde nog nie tot die dood toe teestand gebied nie. Ons moet ook wegvlug van die sonde. 1 Timoteus 6 vers 11. Maar jy Timoteus, man van God, vlug weg van al hierdie bose dinge en volg na wat reg en goed is. Beywer jou vir 'n lewe volgens die wil van God, gekenmerk deur toewyding, geloof, liefde, volharding en deernis. Hierdie teksvers sê dit alles. Ons moet nie dink dat ons versoekings kan tart nie. Nee, 1000 maal nee. Voor jy dink, het die slegte begeerte beheer oorgeneem en sonde geword. Ek haal weer vir u 'n baie bekende Jakobus 1 vers 14 tot 16 aan. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie julleself mislei nie, my liewe broers. Jakobus 1 vers 14 tot 16 vat die hele konsep dat sonde tot die ewige dood lei pragtig saam. In hierdie perikoop skets Jakobus hier jou begeertes as 'n persoon, as 'n slegte vrou wat jou seksueel uitlok. Die beeld laat blyk dat 'n versoeking uit 3 fases bestaan. Nommer 1, jy wil 'n verkeerde ding doen, maar jy het nog nie die besluit geneem om dit te doen nie. Die slegte vrou, jou begeerte, lok jou uit en wil jou bed toe sleep. Die tweede fase, die oomblik wat jy die besluit neem om die verkeerde ding te doen, het jy saam met die slegte vrou, dit wil sê jou begeerte in die bed geklim, en deur die seksuele gemeenskap het sy bevrug geraak en die babatjie wat gebore word, jou verkeerde daad of woorde, dit wil sê die sonde. Fase nommer 3, hierdie babatjie, jou sonde, dra klare embrio in hom rond, naamlik die ewige dood. As jy die babatjie nou, dit wil sê jou sonde, nie kleintyd nek omdraai nie, gaan die embrio ontwikkel en as hy eers gebore is dit te laat. Dan is daar nie meer omdraai kans nie. Jou eie begeertes is soos 'n slegte vrou, wat alles in haar vermoë doen, om die maat te word van 'n sonde, die babatjie. Wees bedag op haar, leer haar goed ken, en moenie aan haar slinkse uitlokkings toegee nie. Jou slegte begeertes waaraan jy toegee, indien jy nie permanent daarmee breek nie, lei tot die ewige dood, die helse vuur. Daar waar die vlamme nooit ophou brand, en die wurm nooit ophou vreet nie. Ons moet wegvlug van die sonde. Moet nooit 1 Timoteus 6 vers 11 ignoreer nie. Maak dit deel van jou daaglikse woordeskat. Vlug weg van al hierdie bose dinge en volg na wat reg en goed is. Beywer jou vir 'n lewe volgens die wil van God. Kom ons vat saam. Dit het ons vandag van die Heilige Gees ontvang het. Die vraag vandag was, wat moet ek doen met die sonde in my lewe? Wat moet ek doen met my sondige lewenstyl? 1. Bely dit voor God met opregte berou. Bekeer jou daarvan, draai weg daarvan, draai die rug daarop, op jou sondige lewenstyl. Haat die sonde. Breek permanent daarmee. Gooi dit van jou af. Ek lees weer vir jou Galasiërs 5 vers 17 en 21b. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees, maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die eendag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Heilige Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. Onthou, mense wat so lewe, sal nooit 'n plek kry in die hemel nie. Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Moenie jouself mislei nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood, dit wil sê die hel, as 'n oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van God ontvang. Veg daarteen met die wapenrusting van God, soos aangeteken in Efesiërs 6. Vlug altyd weg van die versoekings en sondes. Ek herhaal weer vir julle 1 Timoteus 6 vers 11. Ek kan nie genoeg hierdie teksvers beklemtoon nie, want dit is presies wat ek en jy elke dag moet doen. As ons begeertes ons druk in die rigting van die sonde, dan moet ek en jy daarvan af wegvlug. Maar jy, Timoteus, man van God, vlug weg van al hierdie bose dinge
en volg na wat reg en goed is. Beywer jou vir die lewe volgens die wil van God, gekenmerk deur toewyding, geloof, liefde, volharding en deernis. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons het nie woorde om vir U te sê dankie, dat U weer vandag uit U woord vir ons verduidelik wat ons moet doen met die sondes in ons lewens nie, Here. Die belangrikste daarvan is, Here, dat ons onder die leiding van die Heilige Gees permanent met ons sondes moet breek, nadat ons dit voor U bely het, nadat ons Jesus Christus aanvaar het as ons verlosser en saligmaker, moet ons permanent breek. Ons kan nie die een dag aan die kant van die sonde staan en die ander dag aan die kant van die Heilige Gees nie. Here, U sê vir ons in die woord, ons kan nie leef soos ons wil nie, want U laat U nie bespot nie, Here. Help ons om so te lewe, dat dit tot eer en verheerliking van U naam is. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het en dat U geluister het na nog 'n boodskap oor die sonde. Dit klink altyd vreeslik negatief, maar dis waaroor die lewe gaan. Sonde en die reddingsplan van God. Tot 'n volgende keer, mooi loop.